so lekker om aan die Here te behoort, lekker om hom te ken, hom te dien. Wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Nou, Bybel saamgebring het, en ek glo wat jy gedoen het, dan wil ek vra dat jy saam met my gaan blaai na 1 Petrus, die 2de hoofstuk, en ons gaan daar lees van vers 1 tot en met vers 10. 1 Petrus, die 2de hoofstuk. Nou, Petrus is hier bietjie agter in die Nuwe Testament in, net so bietjie voor Openbaring, gaan jy vir Petrus kry, hy het 2 boeke, maar is 1 Petrus, die 2de hoofstuk, vanaf vers 1. Hy sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertierenis, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif: kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaamd word nie. Die wat in hom glo sal nooit beskaamd word nie. Berg dit in jou hart. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot, en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Luister mooi. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Wat 'n wonderlike seën in hierdie woord van God. Nou ons teksvers in hierdie oggend is vers 5. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Prys sy naam. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend gaan ek aan die rig in die vorm van 'n vraag, en dit is: hoe sien jy jouself as gelowige, en hoe sien jy die kerk? Nou, ek glo as jy mooi gaan luister, dan sal jy verstaan in watter, of sal jy agterkom in watter rigting die boodskap gaan, en die boodskap gaan ook saamgaan met 'n uitdaging. Nou, ons as mens hou van uitdagings, baie van ons. En die jong mense sê, ek dare jou. Nee. En baie mense moet jy nie dare nie. En veral as dit die gevaarlikste en die stupidste goed is, hulle gaan dit doen, hulle kan moontlik seer kry en baie van daai goed, maar hulle wil graag gedare word. Hulle hou van 'n uitdaging. Jy weet, en dan wanneer ons die woord lees, dan sing ons. Baie van die woord is aanmoediging, baie van die woord is teregwysing, maar baie van die woord
is 'n uitdaging vir ons. En dan staan mens verbaas baie keer dat mense dit maar net verbyskuif. Ag, dis niks. En nie lus daarvoor nie. Maar dit is die uitdagings wat jou lewe vir ewig kan verander, seën bring en vir jou die ewige lewe kan bring. En dis die goed wat ons baie keer ignoreer. En hier in hierdie gedeelte kom dan vir ons hierdie uitdaging. Nou, dit is baie interessant om daarop te let dat die eerste gelowiges nie gekoppel was aan 'n kerknaam nie. Nee, baie interessant. Hulle het slegs bekend gestaan as die weg. Nou in Handelinge lees ons dat Paulus het die Christene vervolg van die weg en hulle in die tronk dan gestop. Nou, dit is vir my die mees akkuraatste beskrywing van gelowiges. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nou, om bekend te staan as die weg, het almal geweet waarvoor hulle staan, want die weg was gelyk aan Jesus. Jesus het, maar as ons die Ou Testament lees, nie die Ou Testament, die Nuwe Testament lees, dan sien ons in die evangelies waar hy beweeg het, dan sê hy vir mense, volg my. Net daai twee woorde. Volg my. En dan staan hulle op en hulle volg Jesus. So hulle was volgelinge van Jesus. En hulle kom tot bekering en moontlik het iemand gesê, nou, wat gaan ons onsself noem? Dan sê hulle, maar as eintlik net een naam, want Jesus het gesê, ek is die weg. So hulle glo in Jesus, hulle lewe oorgegee aan hom, en hulle sê, maar ons is die weg. En daardeur sê hulle, ons is deel van Jesus, ons volg hom. Jy weet net, mense dink, die evangelie is ingewikkeld, en jy moet so vreeslik daarin gaan. Baie maklik, volg my. Die kinders, enige kind kan dit verstaan, volg my. En al wat ons moet doen, is om te sê, ja, staan op en volg Jesus. Nou, en dan met ter tyd, kom daar nou name vir kerke. En in die tyd waarin ons staan, is daar letterlik honderde name vir kerke. En mense hou hulle besig met kerke en wat hulle glo. En die een ouens sê, maar ons is nader aan die waarheid as julle. En ja, en so sal dit wees. Ons sal nie loskom maklik seker van hierdie idees in kerke nie en om name te verander gaan niks verander nie. Want weer een, dit is baie duidelik, gaan nie om 'n naam van 'n kerk nie, gaan om die naam van die een wat vir ons gesterf het, Jesus, die weg, die waarheid. Jy sien, hulle het ook geweet, want Jesus gesê, ek is die weg, maar hy het gesê ook die waarheid, en die waarheid was vir hulle dit wat Jesus gesê het. Hulle het geweet, want Jesus het hulle geleer in hierdie tyd. Hy het vir hulle gesê, dit en dit, dis hoe julle moet leef, dis hoe julle moet glo. Hulle het dit geken, geweet, moontlik op neergeskryf, maar hulle het dit oorgedra aan mekaar. En toe Jesus gesterf het, en hy is nie meer daar nie, toe weet hulle, wat is die waarheid. So, Jesus en die waarheid was vir hulle een, en dan het hulle die lewe. Jesus, die waarheid van die woord, en die lewe. Jy weet, en dis wat vir ons, al wat vir ons nodig is, van die Bybel, lees hom, daar is die waarheid, gaan lees die evangelies, lees die sendbriewe, vat 'n boek, vat hom deur, hoor wat die Here vir jou sê, laat sy waarheid in jou lewe en in jou dan posvat. En nou,
Jy weet, ek sal baie daarvan hou, as ons as gelowiges, dalk ook maar hierdie naam kan opneem. Mense vir jou vra, wat 'n kerk behoort jy? As jy wil met mense oor die Here praat, die eerste ding wat hulle vra, wat 'n kerk behoort jy? En as jy vir jou vra, wat 'n kerk behoort jy, dan sê ek behoort aan die weg. Dit was reg, nee? Behoort aan die weg. En, maar nou ja, ons gaan nie, is nou my reg in die oggend, ons gaan nie name verander nie, want gaan stupid wees, want gaan niks verander nie, want kom by die weg uit, kom by die waarheid uit. Nou, as ek so ietsie omtrent dit kan sê, jy weet, ek glo die Here wil hê, ons moet so bietjie hierdie vreeslike kerklike gedagte, idee, uit ons gedagtes so bietjie eer kan skuif, en eerder aan ons dink, as 'n fellowship, en ek kry nie Afrikaanse woord vir fellowship nie, fellowship spreek van verhouding. Ons het verhouding met Jesus, 'n lewende, 'n persoonlike, noue verhouding met Jesus, maar ons het ook 'n verhouding met mekaar. Nou, ons het Jesus nodig, maar ons het ook mekaar nodig om regop te staan. Nee, amen. Die Bybel sê, nie wat ek sê nie, hy sê, bemoedig mekaar. So die woord sê, die Here is daar, maar hy gebruik ook mense om vir jou te sê, gaan aan en staan regop. Jy weet, soms het ons woorde nodig, maar soms het ons ook nie woorde nodig nie. Die opregtheid waarmee jy die Here dien, die getrouheid waarmee jy die Here dien, is 'n aansporing en 'n inspirasie vir ander mense om die Here dan ook te dien en om staande te bly. Jy weet, in my eie lewe kon ek al na mense kyk en dan sien ek, wow, daai getrouheid, daai opregtheid. En dan sê jy vir jouself, maar dit kan gedoen word. Doen dan ook en dien die Here in opregtheid. Dien hom voluit met jou hele hart. Nou, jy weet die Bybel se beeld van kerk is heeltemal anders as die kerklike beeld wat ons het, en ek kom nou by dit. Nou, Petrus sê, en hy sê vir ons, die kerk bestaan uit menslike stene. Dis wat hy daar sê, né? So, ek en jy is menslike stene, né? En vers 5 sê dit, hy sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike gebou. Nou die Bybel sê dan vir ons, soos wat in hierdie gebou se mure is daar stene. Nou, en elke steen het sy plek. So is ons stene in God se gebou. En elkeen het 'n plek. Nou elke steen is belangrik en so is elkeen van ons belangrik. Nou, as 'n mens 'n steen opneem, gee my nou net kans, ek het hier 2 stene gebring. Maklik om te wys, né? Nou, hierdie 2 stene is maar min of meer dieselfde, né? En nie een van hierdie ouetjies kan nou sê, ek is belangriker as jy. Kan nie. Want presies dieselfde, né? Hulle is gelyk. Hulle is dieselfde. Hulle het dieselfde doel en funksie om die gebou in mekaar te hou. Nou, die verwysing na steen wil die Here eintlik vir ons sê, maar ons is almal dieselfde. Nie een van ons is beter as die ander. Nie een van ons is belangriker as die ander nie. Of jy nou jonk is
En of jy oud is, of jy geleerd is, of jy ongeleerd is, of jy ryk is of jy arm is, niks van daai dinge maak saak nie. Maak jou geensins beter of minder beter nie. Ons is almal sondig, gered uit genade. Nou anders as met 'n fisiese steen wat nie 'n keuse het nie. Hierdie twee stene lê daar. Hulle kan nie move nie. Ek wil hom beweeg, nee. Maar ons is stene, ons is mense, en ons moet 'n keuse maak. Dis anders, ons moet ons self beskikbaar stel en sê, Here, maar ek wil, soos die woord sê, 'n lewende steen in U gebou wees. Nou, dit is 'n uitnodiging. Laat julle dan opbou as lewende stene, maar is ook 'n opdrag en is ook 'n uitdaging. En die vraag is, in hoe mate is ons bereid om dan op te leef na dit wat die woord sê, en laat julle opbou tot lewende stene. Nou 'n steen word gewoonlik gesimboliseer met dood. 'n Steen is dood en ook met 'n grafsteen. Op 'n graf sit ons stene. Ons praat van 'n grafsteen. Dis waar 'n dooie is. Nou Jesus en die woord kom gee 'n ander betekenis. Ons was dooie steen deur die sonde. Was ons almal dooie stene. Soos daai steen, ons is dood in ons sonde. Maar dan kom Jesus en hy verlewendig ons. Jy sien, hier kom die verskil. En skielik word die dooie steen 'n lewende steen. En dan kom Petrus ook en hy sê vir ons dat hierdie steen wat dan nou lewendig geword het, word verder verlewendig deur die woord. Want hy sê in vers 2, hy sê, en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord. Nou soos wat 'n baba 'n instinktiewe drang en behoefte en begeerte het na melk, soek altyd die bottel, as hy dit kry, gaan hom gryp en hy gaan hom drink. Dis wat die woord van ons wil sê. Ons moet hierdie instinktiewe drang hê na die woord van die Here. Kry die woord, vat die woord. Dit gaan jou voed. Dit gaan hierdie lewe wat Christus in jou begin het, dit gaan dit aanwakker, dit gaan dit laat groei. Dit gaan dit meer laat word. Nou jy weet, ek wil baie nou aan die einde van my boodskap net vandag in my eie lewe net dit vir u deurgee, verlig, oplig, wat ook al. Die eerste 18 jaar van my lewe, wil ek eintlik van die Here nie veel weet nie, en ook nie van die kerk nie. Ek het gedink, kerk is baie boring, en ek gedink is vir ou mense, en hierdie dinge een kant toe geskuif. En gedurende my weermagopleiding en die Here op 'n baie onverwagte dag aand in my lewe ingekom, en skielik het ek verander agtergekom hoe dom was ek om die Here uit te skei, want ek het gedink die lewe is daar buite. Toe vind ek die lewe is in Christus Jesus. En skielik wil ek kerk toe gaan, né? En ek wil Bybel lees. Maar dit is vir my verskriklik lekker. En ek voel vervulling en ek voel dis wat ek soek, dis 'n drang wat ek wil hê. En na ons basiese opleiding word ons uitgepos en ek kom by 'n klein plekkie daar in Oos-Transvaal by Mariepskop, aan die kant Hoedspruit, daar by die Wildtuin en baie klein radarstasie. En tot my skok en ontnigtering ontdek ek daar's nie 'n kerk nie. Vir 9 maande geen kerk nie. En ek soek 'n kerk, ek wil 'n kerk hê, want ek soek en ek wil meer hê. En al wat ek het 'n klein Nuwe Testamentiese Bybel. En ek dink die weermag het dit daai tyd nog vir jou gegee, reg in die begin. En ek het hierdie Bybel in my sak. En ek gaan daar in die bosse en daar baie bome en bosse en ek gaan sit daar
en ek lees hierdie Bybel. Ek lees hom letterlik flinters en ek neem dit in. En in die aand as ek wag staan ek onder 'n lig en ek lees hierdie woord. Want ek het soos 'n baba behoefte het na melk, so het ek 'n behoefte na hierdie woord van die Here en ek soek dit. En toe dit verby is, toe waardeer ek die kerk, né? En jy weet, ons waardeer nie wat ons het totdat jy dit nie meer het nie. En kom ons waardeer terwyl jy kan, waardeer dit. Waardeer jou vriende, jou familie. Maak die beste daarvan, die seëninge van die Here. Waardeer alles wat jy het. Want die dag as jy dit nie het nie, dan mis dit en dan sê jy vir jouself, hoekom het ek dit nie waardeer nie? Jy weet, en ek wil net vir u sê, as jy hierdie onvervalste melk van die woord gedrink het, en as jy hierdie lewende steen geword het in Christus Jesus, dan smaak jy dat dit lekker is. Petrus sê in daai selfde gedeelte, hy sê, smaak en sien dat die Here goed is. Amen. Sien, dis die enigste manier hoe jy kan weet dat dit lekker is om die Here te dien. Jy moet smaak, jy moet sien, jy moet dit beleef. Iemand kan vir jou die heerlikste pudding vir jou sit, en jy kan hom kyk en wonder, is hy lekker, is hy nie lekker nie, en jy kan hom een kant toe skuif, jy gevreeslik uit, maar as jy proe, as jy hom klaar geëet het, want dit is lekker, dit is selfe om deel te wees van hierdie liggaam van die Here, kind van die Here. Jy moet smaak, maar jy moet voluit gaan. As jy halfpad gaan jy ook nie ten volle smaak nie. As jy hierdie lewende steen geword het, dan sê ietsie hier binne in jou. Maar jy het 'n plek. Jy het 'n plek daar in die kerk. En jy moet gaan. Amen. Stel nie wat die woord wil sê. Jy het 'n plek daar. Want as jy nie daar is nie, is daar 'n gap. 'n Mens kan stene uithaal in die gebou. Baie kan op die ou met mekaar val. Kan stene uithaal, kom 'n gat. Dan kom koue in diewe in. Jy weet, mense sê baie keer vir jou, ag, ek gaan eintlik nie kerk toe nie, want ek bid maar by die huis en kyk preke by die huis. Ja, dis oral. Ek sing in die kerk, bid in my kar, sing in my kar. Dis reg, ons moet daai goed te doen. Maar daar is 'n plek volgens die woord wat ons dit gesamentlik moet doen. Daar's 'n plek vir jou individuele gebed en stilte tyd, maar daar is ook 'n plek vir gesamentlike samekoms waar ons as gemeente aanbid as lewende stene die lewende God aanbid. Nou, as jy eintlik mooi verstaan, die Here se kerk is eintlik 'n kerk binne 'n kerk. Hier sit twee geboue, hier's 'n gebou binne die gebou. Hierdie gebou kan vernietig word, nee. Maar as daar 'n ander gebou wat hier sit, hier binnekant, en hierdie is 'n onsterflike gebou. En hierdie is 'n ander gebou, lewende stene wat vir die Here kosbaar is. Want Jesus, die kosbare hoeksteen, het vir ons gesterf en ons is maar net hierdie ander stene wat vir hom kosbaar is. En jy moet nie vir een oomblik vergeet dat jy vir die Here kosbaar is nie. Nou, ten slotte, as ons getrou is, kan die Here vir ons groot dinge doen. Die Here sê in sy woord, hy sal eendag vir ons sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig as jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Jy weet, en die Here sal eendag vir mense heel moontlik hierdie ding sê,
Hoe is jou goeie getroue diensknegt? Jy het hierdie uitdaging om 'n lewende steen te wees, het jy aangegryp, en daardeur kon ek jou vrou bereik, of ek kon jou man bereik, ek kon jou kinders bereik, ek kon jou ander familie en vriende bereik, want jy was getrou as lewende steen. Of jy sal dalk eendag moet hoor dat die Here vir jou sê, omdat jy nie getrou was as lewende steen, soos ek jou wou gehad het en op jou plek nie, daarom kon ek nie mense om jou bereik wat ek deur jou wou bereik het nie. Dis nie die woorde wat ons wil hoor nie. Nou, 'n gebou soos hierdie word saamgevoeg, al daai stene met sand en sement. Dis wat ons bid. Maar ons word gebind deur die liefde van Jesus en die liefde onder. Die Bybel sê, julle moet mekaar lief hê. Hoekom? Want as daar nie liefde is nie, gaan die stene nie bind nie. Gaan nie hou nie, gaan dit mekaar val. En die Here wil vir ons sê, dis sy woord, dis die waarheid. Jy weet, ons wil sê, Jesus is my verlosser. Maar dan die waarheid daarmee saam sê, jy moet jou medemens lief hê. Want dit gaan ons bind, dit gaan ons hou. En tye en geleenthede gaan moeiliker word, gaan swaarder word. Ons het mekaar nodig om regop te kan staan deur gebed, deur aanmoediging, deur inspirasie, deur jou voorbeeld, deurdat jy die uitdaging vat om te sê, Here, my lewe, dit wat oor is, ek wy dit vir U. Ek wil nie maar net dit en dat wees nie. Ek wil wees wat die woord sê. Ek wil daai steen wees, maar ek wil 'n lewende steen wees deur die Heilige Gees, gevoed deur die woord van die Here. Dis daai melk, dis daai voeding in ons voedingsare wat die Here vir ons gee. Die Here gee alles vir ons. Hy het vir ons gesterf. Hy het vir ons die waarheid. Hy het sy woord. Hy het sy Gees. Alles sodat ons lewende stene kan wees. Wat 'n verskoning kan ons eendag voor die Here aanvoer. En ek wil glo in hierdie oggend, ek reg in die begin gesê het, dit moet nie maar net 'n boodskap of woord wees nie. Dit moet 'n woord wees met 'n uitdaging. En ek wil hierdie uitdaging weer by elkeen van ons los. Gaan jy die lewende steen wees? Deur God se hand, deur sy Gees, deur sy woord. Dis God se hart. Dis sy wil vir jou familie, vir jou gesin, om geseën te wees, om sy goedheid, sy guns te ervaar. Hy sê verder in daai boodskap, ek het dit vir julle daar herhaal, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag. Hoe wonderlik, volgende hier te kan staan, te kan weet uit genade, u en ek is uitverkore. God het ons uitverkies, hy het ons uitgeroep uit die wêreld, uit die sonde. Hy sê, julle wat vroeër geen volk was nie die volk van die Here, ons was ongered, ons was in sonde, maar nou is ons sy volk. Wat 'n voorreg om sy volk te wees. Hy sê, aan wie toe geen barmhartigheid bewys was nie, maar wat nou bewys word. Die Here sê duidelik, hy wil barmhartigheid aan elkeen van ons bewys, guns aan ons bewys, seën en goedheid aan ons bewys. Kom, ons gryp dit aan. Al wat God vra, gryp dit aan. Sy genade, sy seën, dat hy vir jou kan opwek en kan wees 'n lewende steen en God se ware gebou wat hy op hierdie aarde het, totdat hy gaan kom. Dan is hierdie gebou weg. Dan is daar net hierdie gebou oor. Ander gebou wat saak maak, binne weg, kom by die Here. Heerlik om na uit te sien. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, baie dankie vir die kosbare woord waardeur u tot ons spreek. Here, het ons so lief. U het alles
maar alles vir ons gegee, sodat ons lewende stene kan word in U gebou. En Here, hoe bid ek dat elkeen, klein en groot, in hierdie kerkgebou, want elkeen maak saak, dat ons hierdie uitdaging gaan aangryp, nou, en elke dag van ons lewe. Here, dat U werklik in die volheid in ons sal leef, hierdie Gees, hierdie woord wat ons gaan inneem. U is die weg, Here. Ons wil wees mense van die weg. Ons is nie net deel van 'n kerk nie. Ons is deel van die weg, die enigste weg, Jesus Christus, ons verlosser. Here, ons is deel van die waarheid. U is die waarheid. U woord is die waarheid. En daarvolgens moet ons opleef. Here, raak ons aan, hierdie Gees. Maak ons vol van die Gees. Maak ons getrou. En dat ons kan hoor en kan onthou, jy is deel van my gebou. Jy is 'n lewende steen. Jy het 'n plek. Jy maak saak. Maar ek vra, wees getrou. Wees op die plek. Vul jou hart met geloof. Vul jou hart met my inspirasie en loop die pad wat voor jou is. Here, baie dankie. Baie dankie vir U groot genade. Dankie dat U so naby aan ons kom. Dankie dat U so 'n werklikheid is. En ek wil bid dat hierdie lewe van U uit ons sal uitstraal, uit ons sal uitbars, Here, en dat daar 'n ommekeer in ons wêreld sal wees. En Here, dat ons elke dag U teenwoordigheid en U nabyheid sal ervaar. Here, seën so elkeen wat in hierdie oggend hier is, want ek weet, Here, dat dit is U plan, U dit bestem, U wil dit so hê, en daarom weet ek, Here, U hart is goed, want U sê, ek weet wat ek gedagtes, ek aangaande jou koester, gedagtes van seën, en nie van onheil nie, sodat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. Dankie, Here, in U het ons 'n hoopvolle toekoms. Ons loof en prys U groot naam. Amen.